Daar sy. Goeienaand, hoe lekker is dit om jou te sien, Esta. Baie welkom by Olyftak Bedieninge. En ons gaan nou 'n nuwe reeks begin. As Vader wil ons elke week 'n interessante persoon mee 'n onderhoud voer en mee gesels en bietjie praat. Ons onderwerp is The Road of Emet, of die pad van waarheid. En dit is nogal vir ons 'n verskriklike belangrike pad wat ons loop. So dis baie lekker om jou welkom te heet, Esta. So kom ons begin en dan vertel jy so in 2 of 3 sinne vir ons, 3 tot 5 sinne. Hoeveel waar het jou pad van waarheid begin? Vertel vir ons 'n bietjie meer van Esta Steenkamp. Ai Stefanie, ag, is so lekker om met jou te gesels en dankie vir die geleentheid. My pad het begin toe ons Israel toe gegaan het in 2000 en 2001. Ek dink een van die kere was ek saam met jou in Israel gewees en dit het sulke diep spore in 'n ou se gees gelaat en 'n mens kan nie terugkeer van Israel af sonder om te verander nie. Dis En waar. altyd was die Hebreëse taal vir my baie interessant en die Hebreëse feeste en dit wat hulle gedoen het was vir my het my altyd getrek. En so het ek toe nou met tyd het ek hier en daar met dit te doen gekry, maar nooit vreeslik baie nie, tot en met ek nou in Vanderbijl gebly daarna by jou. En ek het nou 'n bietjie Hebreëus kon leer en hoe Abba Vader met my 'n pad begin stap het en hoe ek met Hebreëus, ek wou meer van Hebreëus weet en hoe die juwele ook oor my pad gekom het, want ek wou hê dit moet betekenis wees vir iemand anders ook en uitvra, wat is dit? En ja, en hoe Vader met my begin werk het oor sy name. Ek is tans besig met Vader se naam en hoe kosbaar dit is. Dat ons hom nie net in die Bybels is so arm aan die vertaling, veral ons Afrikaanse Bybels wat nooit regtig sy naam in het wat sê God van genesing of dit is God die voorsiener of wat ook, hoe hulle dit vertaal het, ons is baie arm in ons boek, behalwe in ons Bybel, behalwe nou die nuwe scriptures en die sword en daai wat ons alles kan lees, maar in Afrikaans is dit maar net as ons nou leer van wie hy is in sy karakter. Dis wonderlik, So dit is waar ek begin het. Ek is so bly en vertel vir my, jy bly nou in Mosselbaai, daar lekker by die see. Vertel vir my so 'n bietjie meer van die juwele wat jy van praat. Ek het die geleentheid besigheid te doen en saam met dit my stokperdjie met die juwele saam aan te pak en te smous en dit ook buitekant toe uit te kry. Die tsitsiet het my baie aangetrek en dit is vir my baie betekenis, omdat Vader in die skrif sê, maak vir julle tossels, sodat julle aan my gebooie herinner word. En dit is so belangrik, want ons skryf dit so maklik af. Ons dink nie meer daaraan en sien die belangrikheid van goed nie. Daarom het ek die tsitsiet armbandjies begin maak, die houtkralietjies vir die mans en 'n blink glaskralietjie vir die vrouens met dit in, eenvoudig, maar nou ook die Hebreëus in te bring, daar Yod-Heh-Waw-Heh, die 10-5-6-5 waarop jy dit gevleg word, is God se naam is daarin. As jy dit dra, kyk jy daarna en jy word herinner aan hom. En so ook die houtdisks wat ek maak met Alef Taf op, hy is die begin en die einde, en die Shin, El Shaddai, en dan ook die Yod-Heh-Waw-Heh wat ek ook dan het vir Yahweh. Ons spreek dit nie eintlik uit nie, want ons is ook arm in ons taal om reg uit te spreek, maar ja, ons het waardering vir hom en ons het respek vir Abba Vader. So, en dan het ek ook die pennants begin, hier om my nek het ek my Israel vlaggie wat ek begin maak het, en om te onthou, om vir Israel te bid, veral in hierdie tye, dink ek aan Israel, as ek hom dra, dan dink ek aan Israel en bid vir hulle.
hulle het dit nodig, want dit is God se volk. En baie dinge gebeur in hierdie laaste dae wat ons nodig het om in te tree. So het ek ook die vingerafdruk toe ek eendag op pad was, wat Abba Vader, ek wou die shin vat en ek wou die shin op een van hierdie pendants gebruik en ek was nie seker in wat nie. En toe ek in die kar ry, toe wys Abba vir my, ek is sy vingerafdruk. En toe weet ek met die shin op 'n vingerafdruk sit. Ek is sy afdruk, ek is sy vingerafdruk. Daar's net een van my. Wow. En dit is met hierdie wat ek ook die mense wil bewus maak en dink, as jy dit aan het, dit is lewensveranderend, want jy word herinner aan Abba Vader deur in tyd. En hy sê ook in sy skrif, hang dit om jou nek, skryf dit op die tafels van jou hart, hang dit om jou nek. Ek kan nou nie presies die skrif onthou nie, maar hoe awesome is dit nie dat ons het om dit nog te kan doen in vryheid. Ja, dit is wonderlik. Dit bring my nou by, jy weet, jy praat van, dit is die einde van die dag, en ons bediening fokus om die bruid toe te rus, en die bruid te equip, en te klee, soos Abba vir my opdrag gegee het, en dis wat ons graag doen. So, wat sal jy raad gee vir iemand wat nie op hierdie pad is, maar wat graag hierdie pad reg wil loop, en met die uitdagings? Hoe hanteer jy die uitdagings? Geef vir ons 'n bietjie raad. Weet jy, ek dink dis elke dag om 'n lewensverandering te hê. Hy's baie besig met my om my gedagtes te vernuwe. Ons kyk so baie rond oor alles wat nou om ons gebeur en God wil hê ons fokus moet op hom wees. Dit moet nie net wees op alles wat om ons gebeur nie, want storms gaan daar altyd wees, maar hy is in die middel van die storm. As ons kan fokus op hom, dan hy bring ons daardeur, want ons ervaar nie wat die mense om ons ervaar nie. Ons ervaar hom en sy beloftes. Ek wil net sy kosbare skrifgie wat ek nog altyd het, baie lank al, is dit in Psalm 45, daai een in Afrikaans wil ek net vir julle lees. Dit hou my en hy loop regtig 'n pad met my daar. In vers 11 sê daar, hoor o dogter en kyk en neig die oor en vergeet u volk en die huis van u vader. En as die koning u skoonheid begeer, want hy is u Heer, buig u dan voor hom neer. Is dit nie 'n kosbare skrifgie nie? Wow. Dit is vir my so spesiaal. En ja, in my lewenservarings wat ek gehad het, en ek moes al 'n paar keer nie meer op aarde gewees het nie, wat hy my 'n kans gee om weer te gaan. So ek weet ek het 'n doel en 'n plan. Ek kry met mense te doen om my, en al is dit nou eenvoudige juweelietjies wat ek maak met 'n betekenis, of is dit om saam te bid met iemand of iemand te bemoedig, dan is ek besig om sy werk te doen. En die vyand kom so maklik en hy breek ons af wat ons nie daaraan dink. Ons doen iets vir hom nie, en ons doen baie, en ons moet ons nie self tekort skiet nie, want God sien die waarde in ons raak, en hy lig ons op. Baie dinge het ek in my lewe deurgegaan, Stefan, soos jy weet, en ons lewe nie hierdie storieboekprentjies hier buitekant nie. Ons het met die werklikheid te doen, maar as ons in nederigheid voor Abba kan kom, en regtige nederigheid net voor hom kan kniel en sê, Abba, ek kan nie. Help my om hierdeur te kom. Ag, dis Dan wonderlike help by raad. ons. Dis wonderlike raad. Is daar, sê gou vir my, jy is baie lief om lofdans te doen en ook met vla. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Ja, ek het nou die geleentheid gehad, nou laas maand dink ek kan nie eers mooi behoorlik onthou nie. April of Mei. Ek kan nie onthou nie, maar in elk geval die datums nie. Toe het een van my vriendinne saam met wie ek ook baie bid, het vir my gesê, sy voel die Here sê ons moet op die strande dans, en dit gaan ook vir ons land.
om ons land bewus te maak, om God te loof en te prys, en 'n vuur aan te steek. En ons het regtig net ons twee vrouens gegaan met ons vlaggies, en ons het daar op elke strand het ons vanwaar Abba Vader het gesê ons moet begin. Ons het sommer by Glentana begin, want dit is die naaste plek van waar ons geland het toe ons in die Kaap gekom het, en dan tot Kaappunt. En ons het gegaan en ons het dit was challenging om daar af te stap en daai trappe, daai een trap sessie wat ons gegaan het, is 90 trappies af en 90 op. En alles wat ons afdra. En weet jy wat, as jy die goed daar plan, net begin, is dit net hy wat oorneem, want jy doen dit nie vir mense nie, jy doen dit vir Abba Vader. Jy verheerlik hom. Ja, En ons het gegaan tot in Struisbaai, daar by Agulhas. En daar was 'n vreeslike storm wat opgekom het, en ja, daar was baie oorstromings en goeters, en daai oggend toe ons opstaan, dat dit effens opstaan toe die volgende lay your mantle down, en ons het nie mooi verstaan nie, want ons is nog niet op, ons is nou eers op pad, en in gehoorsaamheid het ons geluister, en ons het teruggekom, en as ons aan sou gaan, sou ons in regtig min moeilikheid gekom het met die water en die goed. Ons kon daar, en dan sit ons gestrand vir 'n paar dae, en finansiëel is dit 'n groot klomp om net op 'n vreemde plek dan te sit. So ons het teruggekom, en nou dat ons terug is, sien ons hoe die vure aangesteek word, hoe baie mense het ons video's gesien wat op Facebook was, en YouTube is, en weet julle, dat is baie mense kontak nou, hulle wil dans, en hoeveel mense het nou al op die strande, wat hulle video's instuur, en dit is so amazing, want God is besig om mense op te rig om hom te loof en te prys. Waarin sit ons oorwinning? Ons oorwinning sit in lofprysing en aanbidding vir the spirit of heaviness, want dit gooi dit af, en dan staan ons in victory. Dis waar, en julle het gaan proklameer, sodat Suid-Afrika weer teruggewen word vir ons Vader, wat in die hemel is, en die skepper van hemel en aarde, nee, en ons verlosser, Yeshua, soos ons hom noem, Jesus, soos baie hom ken, wat wonderlik is dat sy naam, Yeshua beteken verlossing, nee. Is daar 'n laaste boodskap aan Suid-Afrika vanaand? Weet jy wat, die tyd is min. Ek dink ons moet omdraai en God se aangesig soek, en in nederigheid voor hom gaan sit, en bely as daar goed in jou lewe is wat nie reg is nie, om reg te maak met hom, en om waarlik sy stem te hoor en gehoorsaam te wees, en om te doen wat hy van ons vra. Want as ons in gehoorsaamheid stap, het ons sy volle beskerming, en as ons hom eer, beskerm hy ons, hy vou ons toe. Dit is al wat ek kan sê, is keer terug na die God van Abraham, Isak en Jakob. Amen, baie dankie Esther. Ek wil graag afsluit, want ek weet, ons gaan net saam bid, voordat ons afsluit, maar ek wil ook graag net ook sê, en aansluit by jou woorde, dat dit belangrik is, om in die woord en in gebed, sy aangesig te soek. Want so baie keer, as die woord nie in ons harte is nie, hoe kan ons dit leef? En hoe kan ons lig en sout wees in Suid-Afrika? Dankie Esther, dit is so lekker om met jou te praat. Ek sal die hele aand wil gesels. Sal jy vir ons afsluit met gebed, en dan, as jy dan vir ons die Aaronic blessing, die seënbede van Aaron ook sal doen voor ons afsluit. Baie dankie vriendin, jy is kosbaar, hou vas aan wat jy het. En as ons klaar is met gebed, dan wil ek net hê jy moet kortliks sê waar kan mense jou kontak. Goed? Ag Abba Vader, ons kom net voor U in alle nederigheid en kom vra, begin by onsself. Maak ons skoon, maak ons rein. Vader, U sê wees heilig want ek is heilig.
Help ons om die pad te stap wat U vir ons het. En dat ons gehoorsaam sal wees aan U roepstem. En dat ons gehoorsaam sal wees aan die stem en die opdragte wat U vir ons gee om uit te voer. Amen. Vader, dit is so belangrik om in gehoorsaamheid te wandel, dat die vyand nie van ons kom steel nie, Abba, en nie ons fokus kom wegtrek van U af nie. Gee dat ons fokus U sal wees. Gee dat ons gedagtes vernuwe sal word, deur die woord wat ons inneem, deur die woord wat ons eet en versadig maak. Heilige Gees, kom U deur vir ons. Kom lei U vir ons. U is ons trooster. U is ons leidsman op hierdie aarde. U gee vir ons kennis, insig en wysheid. Dankie dat U Ruach ons lei en dat U vir ons absoluut beskerm. Amen. Dankie dat ons net kan oorgee aan U. In die naam van Yeshua. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. Julle kan my kontak. My telefoonnommer is 082-359-8599. Dankie. Dat is Stefanie en dankie vir die geleentheid. Baie dankie, dit was heerlik en ons sal ook aan die einde van die video die besonderhede van daar's 'n pragtige juwele opsit sodat u haar kan kontak. Wees geseënd geliefdes, tot volgende keer. Amen. Dankie.